Dit is 'n Woensdag en dit beteken natuurlik hierdie tyd van die middag gaan dis 'n tyd vir jou mense, my mense. So ons het 'n vol studio hier, 'n pragtige gesin van 5, ma Cindy, pa Rodney, boeties Jaden, hy's 13 jaar oud en Kaiden is 1 jaar en 8 maande en dan die beeldskone Ronetjie. Welkom hierso by ons julle. Dankie julle. Dit is so lekker om julle by ons te hê. So Ronetjie het al julle ontmoet en met julle gesels. Hoe oud was Ronetjie toe Sunay met julle gepraat het? Sy was 2 jaar oud. 2 jaar oud. Ja. So Ronetjie is gebore met klomp voetjies of klapvoetjies, nee, soos wat die Engelse, dit is eintlik meer die term waarmee mense bekend is, ja. So Groot FM 90.5 het die voorreg gehad om haar saam met verskeie rolspelers te help met die befondsing vir 'n voetoperasie. So dit is omtrent 2 jaar terug. Hoeveel operasies het Ronetjie intussen al gehad? Ronay het tot dusver het sy 3 operasies deurgaan. Ja. Sy het nog 1 oor wat nou hierdie jaar moet gebeur. So wat is presies wat moet gebeur omdat daar opvolgoperasies is? So wat is die dokter se prosedure of die plan van die eerste operasie tot met die een wat nou hierdie jaar moet gebeur? Die ding is, dit was 'n ernstig klongvoet. Al 2 voete was binnekant toe en op. Okay. So hy het dit nou stelselmatig terug plat op haar voete gekry. So hulle moet nou nog net gesny word en uitgedraai word. Is dit belangrik vir julle om dit gedoen te kry terwyl sy nog klein is, want dit gaan vir haar 'n beter kans gee om normaal te loop as sy groot is? Dit is vir ons belangrik om dit te doen voor sy skool toe gaan. So Cindy, ek gaan terugluister na daai keer wat julle saam met Sunetjie gehad het en julle was oorspronklik by openbare hospitale. Ja. En hulle het julle nie kon help nie, nê? Nee. Hulle het ons nie op die regte manier gehelp nie. Okay, nie wat sy spesifiek Ja, nodig nie wat gehad sy het. nodig gehad het nie. So julle moes 'n magdom geld al ingesamel het vir hierdie operasies, as ek reg. Ja, en ons het dit met die hulp van Groot FM, Karen Daisies en 'n paar ander mense het ons dit reg gekry. Eintlik het Groot FM ons 'n groot surprise gegee daai dag. Ja. So Ronetjie, kan ek gou 'n bietjie met jou gesels, my liefie? Sê gou vir Tannie, hoe oud is jy? Mama, Ja, sê vir Tannie, jy's nou 5. Sê vir Tannie. ek is 5. Is jy 5 5 jaar oud. 5 jaar oud. En sê vir Tannie, het jy 'n beste maatjie? Nee, nog nie. Nog nie. Jou boeties is jou beste maatjies, nê? Ek weet nie, ek dink aan Ronetjie as ek haar so kyk, sy gaan sy boeties terroriseer al. So Ronay, wat is jou grootste droom? Wat wil jy graag hê, my liefie? 'n unicorn. 'n Unicorn. Even me. Is dit jou gunsteling diere, unicorn? Kat is. 'n Kat. Ja, maar sy soek 'n unicorn. Sy soek 'n unicorn. Wat 'n dogtertjie nou sonder 'n unicorn? Presies, net so. Hoorie so, Rodney, in daai selfe gesprek wat jy met Sunay gehad het, het jy met die grootste knop in jou keel gesê, jou grootste droom vir jou dogtertjie is dat sy moet loop en hardloop en dans. En dit staan nog steeds. Dit staan nog steeds, maar julle het al ver gekom met julle nie? Ons het So wat lê nou nog voor daai een operasie? Hoeveel kos dit? 170,000. Sjoe. So Woensdae is jou mense, my mense en saam met ons in die ateljee. Nini het nou gou almal voorgestel is ma Cindy, pa Rodney en dan boeties Jaden en Kaiden en dan klein Ronetjie. Ja. So, Ronay moet amper skool toe gaan. Maar mamma, jy het nou ook van die lig af gesê, sy's nie in 'n kleuterskool nie want jy is bang sy kry seer. So, daai laaste operasie moet nou eers gedoen word voordat sy haar voetjies in 'n skoolskoen kan sit en groot skool toe gaan. Dis waar, ja. So ons wil daai operasie so vinnig as moontlik So doen. gou as moontlik dat sy ook maatjies kan maak by die skool. Dat sy ook 'n beste maatjie kan hê. So Rodney, ek het nou gehoor ons het so 'n bietjie gesels net met julle dokter wat die operasie gaan doen. En jy het nou gesê dis so om en by R170,000 wat hierdie operasie kos, maar wat se addisionele kostes is daar, want ek dink beraam is dit
145, dan kan die prosedure voortgaan. Is daar vir julle gevra om dalk net bymekaar te maak as daar addisionele kostes inkom? Nee, die kwotasie wat die dokter ons gegee het was 171,000. Okay, en julle BackaBuddy nou is 170, né? Ja, ons BackaBuddy is op 170. Is vir 170. Is vir 170. Okay. So hoeveel geld is daar al ingesamel? 3,700. Okay. So dis 'n eienaardige bedrag wat moet gebeur, maar is ek reg dan as ek sê hierdie sal dan Ronetjie se laaste operasie wees? Ek glo dit sal die laaste ene wees. Die dokter het gesê hy glo alles sal reg wees na die ene. Okay. So ons het ongelooflike vriende van Groot FM, deel van die Jou Mense My Mense familie, ongelooflike luisteraars en ons het met so 'n paar mense gesels. En ons eerste vriend Etienne Gertsen het gesê hy sal R15,000 bydra, sodat ons kan nader kom aan daai bedrag van die operasie. Dan het ons ook sommer besluit om 'n paar vriende op die lyn te kry. Een van hulle is Henny Stein, hy's van die Roundtable Collective. Henny, hoe gaan dit met jou? Hallo julle, nee, dit gaan baie goed, dankie en self. Nee, daar's nie vasklagtes nie, Henny. Julle van die Roundtable af het ook ietsie wat julle wil deel met die familie. Ja, ons wil baie graag. Ons wil van Roundtable Pretoria Collective ook vir Ronetjie R10,000 bydrae gee en vir sy sterkte en ons weet dat dit sal goed gaan en dat sy in haar nuwe skoene gaan ingaan. Oh, wow. En dat sy kan skool toe gaan met trots en ons is daar om haar te ondersteun al die pad. Amazing. Awesome. Henny, dankie vir julle, hoor. Dan Nee, dis net 'n groot plesier. Dan sou ons vir Andrea op die lyn gehad het, maar ek weet nie of daar ietsie fout is met haar lyn. Ja, so julle ken vir Caring Daisies, julle stap ook al 'n pad saam met hulle. So Andrea wou dit self vir julle sê, maar ons sê dit nou sommer namens haar van Caring Daisies se kant af. Is daar nog R10,000 wat na Ronetjie se kant toe kom vir daai operasie. Nou, ek het hulle ontmoet vir die eerste keer. Ek ken die tannie eintlik al lank, maar ek het gehoor hulle is 'n vroue ambassadeursklub en ons het hulle daar by Dinner in the Dark het hulle ook impak daar gemaak, maar tannie Wilna is saam met ons op die lyn. Hoe gaan dit met tannie? Baie dankie Jacques en met julle? Nee, hier met ons gaan dit altyd goed. So tannie het ook iets wat tannie namens die vroue ambassadeursklub vir die familie wil sê. Ja, ek het ons om die grootste liefde vir klein Ronetjie R15,000 sien en ons kan nie wag om te sien hoe die operasie afgeloop het om haar na die tyd op haar ontmoet nie. Met grootste liefde. Baie dankie. Amazing. En ons skoolkleertjies met ons skoolskoene. Kan nie wag. Ja, die perfekte prentjie. So, ag dankie Wilna, dankie dat julle ook deel is van Ronetjie se storie en dan van Groot FM 90.5 se kant af uit ons omgee rekening waar luisteraars geld ook donateer en klomp mense insit R20,000 van Groot FM se kant af. Baie dankie julle. En dan het ons nog 'n vriendin op die lyn, Ansu Pollard. Hallo Ansu. Julle gaan dit. Goed, dankie. Ansu, so toe jy Ronetjie se storie hoor, was dit vir jou baie na in die hart. Hoekom? Hoorie, ek het nou 2 liedjies nodig gehad om myself my trane terug te hou. Cindy en Rodney. My oudste seun Hector is ook gebore met klapfeet en hy's nou 15 vandag. En ek weet presies waardeur hulle gaan en dit is so daunting, maar ek wil net sê dat daar's mense wat omgee en my hart gaan so uit na julle toe en ons van Rosebank se Rockomamas wil graag R50,000 vir julle skenk vir 'n operasie. En ek wil bysê die dokter het vir my eendag gesê toe ek so klein was, toe sê hy vir my mevrou, jou kind gaan 'n vol lewe lei. En dit het so by my gebly en hy was reg. Ek het nou net van sy tennis game afgekom en ek kan nie glo dit bring dis 'n lang pad, maar daar's soveel hoop en ek het ons gee met soveel liefde vir julle die R50,000 wat ons weet wat se verskil dit by maak. Baie dankie. So dit bring dan die totaal op R120,000. Wat 'n groot hoopstoot is nader
aan daai bedrag wat Ronay nodig het vir haar operasie en van Groot FM se kant af glo ons 100% dat daai geld so vinnig, daai laaste bietjie so vinnig gaan inkom dat Ronay volgende jaar in haar skool skoentjies kan staan. Baie dankie julle almal. Dankie vir almal. So ja, trane van blydskap en van verligting en soos Nini gesê het, ons bid en ons weet in geloof dat daai effense happy wat ons nie kon by mekaar skraap betyds nie, gaan in hierdie backup buddy. Wat is die backup? Waar kan ons die backup buddy skakel kry? Ek het dit vir Sonet gestuur, dit vir julle aanstuur asseblief. Okay, so ons sal hom deel. Stuur sommer net 'n e-mail omgee @grootfm.co.za, ons sal daai backup buddy link daarsom met jou deel, so jy wou uithelp en seker maak dat hierdie pragtige klein meisietjie reg is vir skool en 'n vol lewe kan lewe, rondhardloop en alles doen wat 'n jong mens moet doen. Ja, en ek dink ook net daai getuienis van Anso is so waardevol vir julle as ouers, want sy weet presies waar julle is en ek dink vir hom ons seun te sien tennis speel vandag is so amazing en dit is wat ons in ons geestesoog ook vir julle dogtertjie sien. En hierdie pad wat ons saam met julle stap is nog nie verby nie. Baie dankie julle. So dis jou mense, my mense vir vandag. Dankie natuurlik aan almal wat 'n bydrae gelewer het vandag. Ons het soveel engele by Groot FM, Caring Daisies, Andrea hulle natuurlik, Henny hulle daar van Roundtable Collective, Etienne Gertsen, die vrou ambassadeursklub, dan die Wilna wat daar gepraat het. Almal wat 'n bydrae maak aan die Hoopstoot Fonds dat ons hierdie goed kan doen en dan natuurlik Anso Pollard. Julle is almal engele. Ons sal Groot FM 90.5